In die 1920s sou dit, van alle dinge, toenemende rassespanning tussen arm werkersklas blanke mynwerkers en swart mynwerkers aan die Witwatersrand wees, wat vir die eerste keer aanleiding gegee het tot die ontstaan van stedelike segregasie, 'n voorloper tot apartheid. Die eerste segregasiewet in Suid-Afrika in 1913 het slegs grond- en eiendomsbesit gereguleer. Dit sou 'n volle dekade wees en eers na bloedige mynwerkersopstande voordat daar enige rassesegregasiewette in die land se stede begin geld het. En uit die as van hierdie opstande en die onnugtering met Jan Smuts se Suid-Afrikaanse party sou 'n nuwe Afrikaner nasionalistiese politieke mag na vore tree, die Nasionale Party. Die jare na Uniewording was 'n tyd van groot verandering, van spanning, van ideologiese botsinge. Terwyl die nuwe regering probeer het om orde te bring tussen vinnig veranderende bevolkings en ekonomiese magte, het die groeiende kloof tussen arbeid en kapitaal, stad en platteland en natuurlik wit en swart begin ontvlam. Die Randse mynopstand van 1922 het hierdie spanning tot 'n breekpunt gedryf en die harde optrede van Jan Smuts se regering het die laaste oorblyfsel van lojaliteit onder Afrikaners teenoor Jan Smuts totaal en al vernietig. Hierdie konflik sou ook in 1923 lei tot die eerste segregasiewet wat stedelike woonbuurte gereguleer het. Dit was Jan Smuts se manier om die blanke mynwerkers weer aan sy kant te kry. In vandag se video gaan ons kyk na die oorsprong van stedelike segregasie in Suid-Afrika en die politieke naderdraai daarvan. Ons gaan kyk na J.B.M. Hertzog se Nasionale Party wat in 1924 in koalisie met 'n linksgesinde arbeidersparty of eintlik kommunistiese party aan bewind gekom het. En ons gaan kyk na die verbasende politieke skuwe in die Suid-Afrikaanse politieke landskap na aanleiding van die Groot Depressie in die laat 20s en vroeë 30s. In die vorige video, deel 2 van ons reeks oor die waarheid oor apartheid, is verduidelik hoe die 1913 wet op grondbesit uit die politieke en demografiese omwenteling van Uniewording in 1910 voortgespruit het. Toe die voormalige koloniale grense skielik verdwyn het, het bevolkingsverskywings tussen blanke en swart gebiede nuwe spanning veroorsaak. Wat die Botha-Smits regering wou stabiliseer deur grondbesit volgens ras te probeer reguleer. Die wet het bepaal dat blankes en swart mense slegs binne hul onderskeie grondgebiede kon grond koop. En hoewel dit later as die eerste sogenaamde apartheidswet bekend sou staan, het die video daarop gewys dat dit destyds ook as 'n beskermingsmaatreël teen groot kapitaal opkope gesien is binne die swart gebiede. Dit het dus 'n poging verteenwoordig om orde te bring in 'n nuwe staat met vinnig veranderende demografie, eerder as 'n blote instrument van onderdrukking soos wat ons vandag vertel word. Inteendeel, onderdrukking was definitief glad nie die mikpunt van hierdie wet gewees nie. Ons moet hierdie feite onthou om 'n bietjie konteks te kry vir vandag se video, deel 3. Die 1913 wet het wel grondbesit gereguleer, maar in stede waar mense van verskillende rasse toenemend saamgewerk en gewoon het, was daar vir die volgende 10 jaar geen institusionele regulasies nie. Daar was geen rassesegregasie nie. Dit het beteken dat tot en met 1923 daar geen formele nasionale raamwerk van segregasie in enige van die stede in Suid-Afrika was nie. Tot op daardie stadium het plaaslike owerhede wel in sommige stede amptelike blanke en swart gebiede beplan, maar dit het van een plek na die volgende verskil en in sommige plekke in die land het woonbuurte toenemend multikultureel geword in die 1920s. Die saamwerk en saamwoon het in die vroeë 1920s tot massiewe toenemende rassespanning tussen wit en swart gelei. Teen 1922 het hierdie spanning op die Witwatersrand 'n absolute breekpunt bereik, wat uitgeloop het op die Randse mynopstand. Toe die myne hul insetkostes wou verlaag deur meer en meer swart arbeiders in te voer van die destydse Bantoestans en in wit poste aan te stel teen laer lone, het duisende van hierdie wit mynwerkers wat die poste gehad het, in opstand gekom. Wat begin het as 'n arbeidsdispuut, het vinnig in 'n rasse- en klasoorlog ontaard. Wit werkers het slagspreuke soos "Workers of the world unite and fight for white South Africa" gebruik. Die opstand is uiteindelik met groot geweld deur generaal Smuts se regering onderdruk.
Honderde blankes is doodgeskiet en hele woonbuurte is met artillerie beleg en daar selfs 'n paar bomme laat val op die opstandige mynwerkers, blanke mynwerkers. Hierdie gebeure het die regering diep geskit en 'n nasionale vrees vir stedelike onrus en rassemengsel het ontstaan, wat direk aanleiding gegee het tot die 1923 se Natives Act of Urban Areas Act. Dit was die eerste amptelike wet wat formele segregasie in Suid-Afrika gevestig het. Hierdie wet het bepaal dat elke stad en dorp verplig was om afsonderlike woongebiede vir swart mense te stig, sowel as blanke mense. Dit het verder ook instromingsbeheer in die wet vasgelê. Swart mense kon net in die stad woon as hulle daar wettiglik werk gekry het. In 1924 sou daar egter 'n historiese verkiesing plaasvind. Vir baie Afrikaners was die gewelddadige wyse waarop die Iranse revolusie onderdruk is, die finale bewys dat Jan Smuts nou eenmal nie aan die blanke Afrikaner se kant was nie. Hy is gesien as iemand wat eerder sy Britse borge en groot kapitaal wou beskerm, as om die man op die straat wat probeer uitstyg het, bokant die haaglike omstandighede waarin die Anglo-Boereoorlog die land gelaat het. Die Iranse revolusie was 'n belangrike politieke keerpunt. Uit die rook en geweld van Johannesburg se strate het Hertzog se Nasionale Party as 'n alternatiewe stem vir die Afrikaner belange na vore getree. In 1924 het daartoe 'n politieke aardbewing plaasgevind. Smuts se Suid-Afrikaanse party, wat tot op daardie stadium nog regeer het die verkiesing teen Hertzog se Nasionale Party verloor. Die Nasionale Party het egter nie 'n absolute meerderheid gehad nie en daarom moes hulle 'n koalisie vorm met die meer linksgesinde Kommunistiese Arbeidersparty wat hulle gehelp het om aan bewind te kom. Die verdeeldheid in die land was op hierdie stadium ook baie duidelik, met die Nasionale Party wat die oorgrootste meerderheid steun in die Vrystaat en Transvaal geniet het, terwyl Smuts se SAP steeds kon reken op die meerderheid van stemme in Natal en in die Kaap, daar waar die meeste Engelse mense gewoon het. Wat interessant was van hierdie verkiesing was dat baie kleerlinge in die Kaap, as hulle aan bepaalde voorwaardes voldoen het, ook nog op daardie stadium volle stemreg gehad het gelykstaande met blankes, en die oorgrootste meerderheid van die kleerlinge het al gewig agter Smuts se Suid-Afrikaanse party ingegooi. En tog, skaars 'n dekade na hierdie bittere politieke skeiding tussen Hertzog en Smuts, sou die twee Afrikaner leiers van hul generasie skielik handskud en saamspan. Teen 1934, na die verwoesting van die Groot Depressie, het hulle al verskille op sy geskuif en die Verenigde Party gestig. Dit was 'n poging om Afrikaners en Engelssprekendes in een nasionale beweging te verenig. Wat in die 1920s nog ondenkbaar sou gewees het, dat die man wat Smuts verwerp het oor sy lojaliteit aan Brittanje, hom 'n dekade later as politieke bondgenoot sou omhels. Dit het nou die mense se werklikheid geword, en dit was glad nie populêr op die strate van die stede in Suid-Afrika nie. Maar vir Christelik nasionale Afrikaners was hierdie versoening glad nie 'n triomf nie. Hulle het dit gesien as 'n verraad. Hulle het gevoel dat Hertzog die nasionale saak verruil het vir politieke pragmatisme en dat die Afrikaners se stryd teen die Britse oorheersing daarmee totaal en al uitverkoop is. Hierdie teleurstelling het die nuwe lewe geblaas in die Afrikaner nasionalisme op grondvlak, wat vroeër jare in die Iranse rook ontstaan het. Wat egter verbasend was dat die nuwe leiersfiguur van Afrikaner nasionalisme, wat nou opgestaan het, nie uit een van die voormalige boererepublieke gekom het nie, maar uit die Kaap. Daniel Francois Malan, 'n voormalige NG predikant wat op Stellenbosch studeer het en wat sedert 1915 redakteur was van die Burger, op daardie stadium die mondstuk van die NP in die Kaap. Hy het geweier om met die samesmelting saam te gaan. Die Malaniete, soos hulle toe bekend gestaan het toe die herstigte Nasionale Party tot stand gebring. Dit sou hierdie party wees, wat onder Malan se leiding later in 1948 die verkiesing wen. Maar wat interessant was, is dat selfs Malan, wat toe in 1930s na vore gekom het, as die leier van die Afrikaner nasionalisme, ook terselfdertyd tot 'n mate 'n verteenwoordiger van Kaapse liberalisme was.
Die teologiese opleiding wat hy in Stellenbosch geniet het, is gevorm deur die liberale Duitse Vermittelungsteologie wat openlik die gesag van die Bybel bevraagteken het. Dosente soos Prof. J.J. Maree en later Prof. Johannes Du Plessis het die jong teoloog bekend gestel aan liberale skrifkritiek. Die histories-kritiese benadering wat die Bybel as 'n historiese dokument benader eerder as die woord van God. Dat hierdie idees deur Malan self oorgeneem is duidelik uit 'n 1905 referaat wat ons gevind het wat hy by die Universiteit van Stellenbosch gelewer het, waarin hy die idee van die Bybel as mensewerk verdedig. Malan sou dan later ook 'n verteenwoordiger van 'n tipe modernistiese Christelik-humanistiese nasionalisme wees, gegrond in 'n tipiese evolutionistiese beskouing van die mens en wat die beste in sy lese verwoord het as glo in God, glo in jou volk en glo in jouself. En so sou D.F. Malan gekweek in die liberale Kaapse intellektuele milieu gedurende die 1930s as onwaarskynlike leier van die Afrikaanse Nasionale Party en die konservatiewe Afrikaner na vore tree. Malan was definitief nie konservatief vir sy tyd nie. Hy was eerder 'n liberaal. In die volgende deel van ons reeks gaan ons fokus op die 1940s, die Tweede Wêreldoorlog, die rebellie en die aardskuddende 1948 verkiesing, wat toe deur Malan se Nasionale Party gewen is en deur baie gesien word as die amptelike begin van apartheid. Kyk gerus na ons inleiding tot hierdie reeks om 'n beter verstaan te kry van hoekom ons juis hierdie reeks oor apartheid aanpak en waarom dit eintlik belangrik is om die waarheid oor apartheid bloot te lê. Klik net op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn. En onthou asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petzer groep te word. Sonder u hulp kan ons nie mense se harte met ons video's verander wat ons doel is nie. Volg net die stappe op die banner onder aan die skerm. Totsiens en God seën u.